Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Groete in die oorwinnende naam van ons Heiland, die Here Jesus Christus. En baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie program. Jesus Christus bevry jou siel. Ek wil graag 'n versoek aan u oordra. As u hierdie programme kyk en u geniet dit, ons probeer om die gewildheid van hierdie program aan te wakker. En omdat ons 'n wonderlike diens by Kruiskyk geniet, hierin dat hierdie programme word opgelaai op YouTube op dieselfde tyd wanneer hy maandag aand uitgesaai word. Is daar baie mense wat hierdie program slegs op YouTube sal kan kry. Nou, u het al mooi geluister en gehoor en gesien waaroor Jesus Christus bevry jou siel se programme gaan. As u dit goed vind om dit vir 'n familielid, 'n vriend, 'n bekentenis, 'n vernoot, dalk ook iemand wie u ken wat al reeds geïmmigreer het, familie wat in Australië, Nieu-Seeland, Kanada, Amerika, Engeland, Europa ergens, waar ook al hulle self bevind, maar hulle is Afrikaans en hulle sou graag bediening in Afrikaans wil geniet. Sal u op die YouTube gaan klik. As u die subscribe en share knoppie sal druk, sal die getalle daar maak dat YouTube dit meer bevorder. Ek sal dit grootliks waardeer. Die meer mense ons bereik, hoe gouer ons bydra kan lewer om die evangelie ver en wyd te verkondig. Baie dankie. En dankie ook vir hulle wat het goed gevind het om finansiële bydra te maak, om seker te maak dat ons die rekening vir Kruiskyk kan betaal. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dankie. Ons loof U, ons prys U, ons jubel Here. Ons wil my gitaar vat en speel, ek wil dans. Diegene wat kan dromme slaan, laat hulle dromme slaan. Diegene wat klavier kan speel, laat hulle klavier speel, omdat ons bly is om U te kan dien. Om U te kan loof, om U te kan prys, om U te kan aanbid, om U te kan ken as Heiland en Saligmaker. U is ons wonderlike raadsman, U is die vredevors, U is 'n magtige God vir ons, U is die ewige Vader. Halleluja, en ons dankie my God. Ons vra dat U ons sal seën, soos ons U woord sal besin en U waarhede bekend sal maak in Jesus wonderlike naam. Amen. Ek sal graag wil raak op 'n onderwerp wat baie na in my hart lê en dit is aanbidding. I am a worshipper. I am a praise and worship musician. I sing and I play my guitar. Ek is nou nie so goed met die gitaar soos baie manne nie, maar ek kry dan my 3 en 4 chords reg, hier en daar. En ek leef dit uit en ek het gevind dat dit nogal 'n inspirasie is vir ander mense. Nou, die rede hoekom ek myself so kan uitleef is omdat daar sekere waarhede rondom die aanbidding en die prys en lof van God aan my bekend gemaak is in skrif. Wel, dis eintlik beskikbaar vir almal van ons, dis beskikbaar aan u ook, maar my aandag was baie spesifiek gevange geneem en gebring om te kan leer en verstaan wat dit behels en betrek om God te loof en te aanbid. So ek wil graag vir ons vanuit die standspoor uit Johannes 4 lees
En dit is die verse wat gevind is, vers 21 tot en met vers 24. 21 tot 24. Jesus maak hier die aanmerking tot die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. Hy sê, glo my vrou, daar kom 'n tyd, wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Die engel sê, woman believe me, a time is coming and is now. Die King James weergawe sê, and is now. Hy bring die verborgenheid van 'n oomblik van aanvaarding wat 'n toekomstige insident sal wees. En hy bring dit in die hede van sy ontmoeting met hierdie vrou. En hy sê, woman, believe me, the time is coming and is now, sê die King James, when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Ek gaan praat rondom aanbidding, worship, ware aanbidding. Maar hier is 'n gesprek aan die gang wat dit wil lyk asof sy wil argumenteer. Sy wil debat voer. Maar die Here het nie tyd vir debat of argumenteer. Hy klim reg in en gaan na die punt toe. Hy sê, luister vrou, laat dit maar baie onskynlik wees vir jou. Die tyd het aangebreek en dit is nou, dat daar nie op die berg nog in Jerusalem aanbid sal gewees nie. Julle, sê hy vir haar, aanbid wat julle nie ken nie. Wat nie kennis dra nie, wat nie goedkeuring het nie, wat nie van die Vader af is nie. Julle aanbid wat julle nie ken nie. Ons, en hy verwys na die ons na homself as 'n Jood nou, volgens gehoorsaamheid aan die wette van Moses en die uitbreiding daarvan in bywette. Hy sê, ons aanbid wat ons ken. Want die verlossing, die heil, die saligheid is uit die geleedere van die Jode. Sjoe, ek kan daar stop, nee, dan kan ek nou 'n hele boek gaan skryf. Daar is geen redding, behalwe en buite dit wat voortspruit uit die wortel van geloofsoortuiging wat God belê het te midde die Jode in die Torah. En hy maak dit bekend, hy sê, salvation is of the Jews. Natuurlik weet hy is die bron van salvation. Maar laat ek nou nie voor myself uitgaan nie. Hy sê, daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. God is Spirit, and His worshippers and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Die waarheid aangaande aanbidding. In Johannes 1 vers 7 skryf Johannes die geliefde die opsomming van insigte aangaande die Here Jesus Christus. En hy sê, die wet het gekom deur Moses. Maar die waarheid en genade spruit voort uit Christus Jesus.
Daar's 'n verskil. Want die wet is waarheid, maar die egtheid van waarheid, die gees van waarheid, die bron van waarheid. Waarheid en genade spruit uit Jesus Christus. Halleluja. Johannes 1 vers 7. Uh, 17, jammer, ek het nou verkeerde vers gekwoteer. Die wet is deur middel van Moses gegee. Die genade, onverdiende goedheid en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Dan weer, Johannes 16 vers 13 sê, wanneer hy ook al kom, die gees van die waarheid dit is, sal hy, die gees van die waarheid, julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel. Natuurlik is dit 'n verwysing na die Heilige Gees. Nou die rede hoekom ek nou wil praat rondom hierdie onderwerp van die Vader is soekend na hulle wie hom sal aanbid in gees en in waarheid. Ek wil praat rondom hierdie uitvoer in gebaar, in gesture, as die Engels, van aanbidding. Die uitvoer in gebaar. Delivering and living out and working out and displaying worship, the gesture of worship. Ek lees op 'n slag in Psalm 141. En dis David wat praat, en hy sê, Here, ek roep tot U, maak tog gou. Hasten, O Lord, come quickly to me, I'm calling to you. Luister na my wanneer ek na U roep. Luister, Here, wanneer ek na U roep. Hear me when I call. Vers 2 sê, aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande, die ophef van my hande soos 'n offer in die aand. We read that verse 2 in English. May my prayer be set before you like incense, and may the lifting up of my hands be like the evening offering, the evening sacrifice. Nou, ons praat rondom God is soekend na diegene wie hom sal aanbid in gees en in waarheid. So wat is die waarheid rondom hierdie gebare en hierdie rituele en hierdie seremonie waarmee God genader was deur die Jode? Onthou, Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, julle Samaritaners, julle gaan na 'n berg toe, julle het sekere praktyke in julle tradisies waar julle julleself verbeel dat julle God aanbid. Okay, hy het nog nie in soveel woorde die ding uitgebrei nie, maar ek brei hom maar nou so uit soos my verbeelding my aanjaag om te verstaan wat nou hier gebeur met Jesus en hierdie Samaritaanse vrou en hulle redekabel rondom wat reg is.
En hy sê vir die vrou in soveel woorde, julle weet nie wat julle doen nie. Julle weet nie wat julle doen nie. Ons Jode, ons doen wat ons doen in Jerusalem en dit wat ons doen is dit wat goedkeuring dra, dit wat kennis het van Moses se inleiding. Moses het die saak so verorden. So moet dit gedoen word. So is dit aanvaarbaar by God. Maar nou sê Jesus, daar het 'n tyd aangebreek en die tyd is nou. Want die toenadering tot God en aanbidding in gees en waarheid moet wees. So, ons brand nie wierook nie. Dit is 'n verbode ding, ons doen dit nie. Ek weet as kerke wat dit doen, ag mense asseblief. Ek was in kerke gewees. Ek gaan nou nie hulle name noem nie, maar hulle brand wierook. En ek sê vir jou, dit is goed stink. En baie mense kla dat hulle kopseer kry wanneer dit ruik. En ek kan nie verseker, daar is geen grondlegging in die skrif wat vir ons die vrymoedigheid gee om wierook te brand nie. Dit was slegs goedgekeur binne die geslote siklusstelsel van die Joodse toenadering. Ons Jode aanbid in Jerusalem, wat ons ken, as Jesus se woorde. So die kerke wat dit doen, die hele ding is gebaseer op bygeloof. Nie die geloof van regverdigheid wat in skrif gevind word het. Maar hy sê 'n ding, hier in Psalm 141. Mag my gebede voor u wees soos aangename wierook. Die rede daarvoor is, omdat die wierook van die Lewiete en die wierook van die hoë priesters 'n baie spesifieke mengsel van speserye was, waarin die natuurlike karakter van die Christus, die gesalfde een, uitgebeeld was. En dat die noem van sy naam, hy wie die vuurgloed van God verduur het op die kruis, die noem van sy naam, is soos wierook wat brand en wat aangenaam is voor die Vader. Dit is hoekom wanneer ons bid, en Jesus sê dit vir ons, Johannes 14, Johannes 16, wanneer julle ook al bid, bid in my naam, bid in my naam. Tot dusver het julle die Vader niks gevra nie, maar vra die Vader in my naam. Wat 'n naam is dit? Aan die naam van die Here Jesus Christus. Wanneer jy die naam noem in jou gebed, voor jou gebed, ten einde van jou gebed, is dit soos die wierook wat brand op rooi smeulende kole. Wat se wierook dan wolke van wierook loslaat met die reuk van speserye wat praat van die karakter van Christus Jesus. Hy sê, mag dit wees wat ek bid. Dit soos wierook sal wees voor die aangesig. So ons brand nie wierook nie, maar wat ons wel doen is, ons begin soos dit. Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus betree ons u teenwoordigheid en buig voor u troon in Jesus naam. Dan sê ons wat ook al ons sê. Of het 'n pleidooi is, of het 'n smeking is, of het 'n versoek is, of wat ook al het is, ons sê wat ons sê, en ons eindig dit met hierdie woorde en ons sê, dit vra ons bloot deur genade. We pray this through the grace of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, amen. En wanneer ons ge-amen het, is dit soos wierook in die Vader se teenwoordigheid. I want that to sink in for a moment. But then he says something strange. He says, and may the lifting up of my hands, mag my uitgestrekte hande voor u wees, soos die aandoffer. Nou wat was die aandoffer?
Die aandoffer was dieselfde soos die oggendoffer. Volgens die verpligtinge van die ritueel van die Jode om die tabernakel of tempel in 'n geskikte toestand te hou, geheilig, gereinig en toegewy aan God se naam, moes daar bloed verskaf word elke oggend en elke aand en extras op spesiale heilige feesdae. Maar op 'n gewone dag en meer so op 'n Sabbatdag, elke spesifieke oggend 'n lammer word geslag, sy bloed word voorgedien en sy karkas word tot as gebrand op die brandaltaar. En vanaand die aandoffer, die lammer moet geslag word, sy bloed word gevang, dit word toegepas op die altaar en dan word die karkas gebrand op die altaar. Tot as, verteer. Om God te aanbid in waarheid. En nou is daar 'n omskep van 'n fisiese tradisie van bloed en brandritueel na 'n fisiese gebaar. Hoeveel mense in kerk vind dit moeilik om hulle hande op te lig? Jy staan in die kerk en jy sit in die kerk en jy is so verskimmeld, verboureerd, so ingetoe, jy kan nie eens jou hand oplig om sê, Here, ek loof, ek prys U. Maar hier sê die skrif, mag daar 'n geestelike waarde aan my toegeskryf word in erkenning dat ek glo in die kruisdood van Jesus Christus. En nou lig ek my hande op en mag hierdie lig van my hande, die ophef van my hande, die waarde dra van die lam van God, wie Johannes die Doper erken het voor 'n skare mense deurdat hy gesê het, aanskou, hier is hy, dit is die lam van God, wie die sondes van die wêreld verwyder. En soos hy daardie erkenning gegee het, het Jesus dit uitgeleef op die dag by Golgotha, toe hy gekruisig was tussen twee misdadigers, en daar op daardie kruis die ernstigste teistering vir diere, pyn en lyding, soos God die Vader se wet, se aanspraak op die mens vir die breek van sonde ontmoet was deur sy gehoorsaamheid. Soveel so dat die vuurgloed van God se kwaad teen die man gebrand het op die kruis, en as sulks sou hy dood as die lam van God wat geslag is, sodat sy bloed kon vergeld vir die sonde van die wêreld. En nou, wanneer ek en u erkenning gee dat ons belê onsself in oortuiging in dit, en ons hande oplig, is ons besig om aan die hemel te vertoon, dat ons glo dat Jesus Christus die lam van God is, wie die sondes van die wêreld verwyder, wie my sondes, wie u sondes verwyder, en die hande oplig se geestelike waarde word gereken in die hemel, tot erkenning van Jesus se volmaakte en volbraakte werk. Halleluja! Wat 'n wonderlike insig word ons nie meer bedien, wanneer dit aan ons bekend gemaak word. Helaas, hier in Hebreërs 9, vers 14. Die bloed van Christus Jesus, wat homself deur die werking van die ewige Gees as 'n volkome offer aan God geoffer het. Hoeveel te meer sal dit ons gewetens skoon was van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Christ Jesus, who by the eternal Spirit ascended to heaven to present His blood,
as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now the psalmist says, may it be that as often as I come before you to pray, my prayers before you are as incense, and the raising and lifting up of my hands is as the evening offering. Wanneer jy in die kerk is, en die geleentheid daar is, in lofliedere en prys, en die voorleier sê, lig julle hande op en loof hom. Wanneer jy nou jou hande oplig, doen jy dit in die volle wete en oortuiging, dat jou gewete en jou hart gee erkenning, dat Jesus Christus die Lam van God is, wie die vuurgloed van God se kwaad verduur het op die kruis, om jou sondes te verwyder. En jy lig jou hande. 'n Geestelike waarde word aan jou oorgedra, volgens die gebed van Dawid, want hy sê dit in soveel woorde. Laat my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand wees. Is dit nie wonderlik nie? Dat ek en u kan inskakel by 'n ou Joodse tradisie, 'n bloed en brand ritueel van diere. En al wat ons doen is, ons lig ons hande. En daardie hande se oplig het die waarde van erkenning dat Jesus Christus die Lam van God is, wie op die altaar van die kruis die vuurgloed van God verduur het. Ons bid saam. Vader, dankie my God, dat ons met ons mond kan bely wat ons met ons hart en gedagtes glo. Jesus Christus is die Lam van God, wie nie net die sondes van die wêreld verwyder het, maar ook my sondes verwyder het. Deur sy bloed is daar vergifnis vir my, en ek aanbid U daarvoor, en ek bid tot U in sy naam. Mag my gebede nou soos wie ook wees in sy naam, en mag die ophef van my hande wees soos die aandoffer van die lam wat geslag was. In Jesus kosbare naam belê ek my siel in hierdie kennis. Amen en amen.